Ja, julle predikant die afgelope week het hy verjaar en het hy 40 geword. En ek dink kom ons gee net vir hom net ook 'n warm handeklap. Want hy is 'n amazing predikant, hy's regtig, ek ken hom nou al 'n lang ruk en hy het 'n baie goeie hart en julle het regtig, julle is geseënd met 'n baie goeie predikant. So ek wil vir julle dit net sê, mag julle dit weet en mag julle dit besef en mag julle dit hom regtig waardeer vir hom en Samantha. Baie dankie vir julle hulp en wat julle alles doen in die bediening. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, maar julle maak dit regtig die moeite werd. So baie dankie ook van julle kant af. Ek weet nie of hulle dalk wou hulle ietsie Samantha, jy kan sommer vorentoe kom asseblief. Baie dankie, ekskuus. Diep in ons harte en sal inspreek vanmôre. So kom ons sit net so en sluit ons oë. Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om vanmôre net hier te kan wees. Met een behoefte, een begeerte en dit is om van U te hoor. So Here, sal U asseblief vanmôre met ons kom ontmoet, sal U vir ons daardie sensitiwiteit gee, daai gehoor gee om te hoor wat U vandag vir ons wil sê, vir elkeen van ons wil sê. So Here, mag U verheerlik word deur elke woord wat spreek en mag U al die eer ontvang. Kom seën nou vanmôre se woord in die naam van Jesus bid ek dit en almal sê saam. Amen. Nou familie en vriende, ek het nie 'n baie ligte boodskap vanmôre vir julle om te bring nie. Ek het 'n baie ernstige boodskap, 'n baie ernstige gedagte wat ek graag met julle wil deel vanmôre en wat ek voel die Here op my hart kom lê. En ek gaan begin deur die harde waarheid, die harde realiteit. Die harde realiteit. Die waarheid is, en die realiteit is vanmôre, jy en ek gaan sterf. Gaan sterf. Daar gaan 'n dag wees wat ons laaste asem op hierdie aarde gaan uitblaas. As 'n dag wees wat ons gaan klaarmaak met die werk wat die Here ons geroep het na. En die ander realiteit en waarheid is dat ek en jy gaan voor God staan. Gaan voor God staan. En ons gaan rekenskap gee van alles wat ons hier op die aarde gedoen het. Die woord sê baie duidelik vir ons in Hebreërs 9 vers 27, net soos 'n mens maar eenmaal sterf en dan voor God moet gaan staan om sy oordeel aan te hoor. Hierdie is nie dramatiese of oordrywende teks nie, dit is die werklikheid wat ek en jy vandag in die gesig staan. En die grootste tragedie van ons tyd is nie noodwendig dat mense vasgevang is in hulle sonde nie. Die grootste tragedie wat ons vandag kry, is dat mense in kerke sit en hulle verhouding met God is nie reg. Hulle sit in dienste soos hierdie vanmôre, maar hulle saak is nie reg met God nie. Hulle dink hulle is reg. Hulle vermoed hulle is reg, want hulle gaan tot kerk toe, hulle sing saam, hulle lig hulle hande op wanneer ons saam sing, hulle sing halleluja, hulle voel reg, maar hulle is nie seker of hulle 100% reg is met die Here nie. Sonde is maar net die resultaat van 'n lou lewe en 'n lewe sonder die Here. Daarom sê Jesus vir ons in Matteus 7 vers 13 tot 14, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarin breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarin smal en die wat dit kry is min. Laat gou hierdie verse vir 'n oomblik net insink by jou. Jesus sê eenvoudig vir ons in hierdie teksgedeelte, sê hy vir ons, baie is verkeerd. Min is reg. Baie dink hulle is op die regte pad. Min het die sekerheid. Baie is reguit op pad hel toe, maar min is op die pad van die lewe. En die intense gevaar wat ek en jy vanmôre kan hê, is dat ons kan wees soos die baie, wat dink ons is reg met God, terwyl ons nie reg is met God nie. So my vraag aan jou vanmôre is, hoe lyk jou saak met God? Hoe lyk jou saak met God? Het jy werklik die sekerheid dat die Here jou sondes verlos het, vergewe het, dat hy jou verlos het, dat hy jou saligmaker en verlosser is? Het jy die absolute sekerheid dat jy op pad hemel toe is? Dis die vraag wat ek vanmôre wil vra. Want die breë pad is die groot leuen van die hel. Die breë pad is nie net 'n pad van sonde nie, dis 'n pad van misleiding, want dit sê vir my en vir jou, ja, jy is okay. Jy is okay. Jy is nie so sleg nie. God sal verstaan. Jy het nog tyd. Volgende Sondag is nog 'n Sondag om reg te maak. Môre is nog 'n dag om reg te maak. Jou sonde is nie so groot nie. Jy is daarom nie soos daardie persoon en soos daardie fariseer en die tollenaar wat gebid het.
Fariseer het gebid en gesê, dankie dat ek nie soos hierdie mense is nie, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. 'n sondaar, 'n gebroke mens. En wat het die tollenaar gedoen? Hy kon nie eens opkyk boontoe nie. Hy sê, Vader, vergewe my, want ek is 'n sondaar. Maar die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 3, die boodskapvertaling sê, baie mense sal nog sê, ag nee wat, alles is veilig. Dan val alles rondom hulle skielik in mekaar. Hierdie mense sal begin skree van die pyn, net soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dit sal niks help nie. Niemand sal op daardie dag wegkom nie. Niemand sal op daardie dag wegkom nie. Die breë pad sis jou in die slaap totdat dit te laat is. Totdat dit te laat is. Totdat daardie genade deur toegemaak word in my en jou gesig. En die wortel hiervan is eenvoudig. My en jou hart is nie betroubaar nie. Ons lewe in 'n wêreld wat sê, volg jou drome. Leef voluit. Go big or go home. Volg jou hart. Maar die Bybel sê vir ons iets anders van die hart. God sê vir ons in Jeremia 17 vers 9, hy sê die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Jou hart kan vir jou lieg. Jou gevoelens kan jou mislei. Jou opinies kan jou vernietig. Romeine 3 vers 10 tot 12 sê, daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Niemand is regverdig nie. Niemand soek God uit hom of haarself nie. Jy's nie neutraal nie, jy's nie halfpad nie. Sonder Christus is jy verlore. Dis die realiteit. Sonder Christus is jy verlore. Sonder Christus is jy reguit op pad hel toe. En die gevaarlikste plek om te wees is by godsdienstige misleiding. Is wanneer ek en jy dink ons is godsdienstig. Ons doen al die regte dinge, ons sê die regte woorde, ons praat die regte taal. Maar is ons werklik gered? Is ons werklik gered? En hier raak dit baie ernstig en baie eerlik, want Jesus sê in Matteus 7 vers 22 tot 23, hy sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf, en deur U naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die Stefan Joubert vertaling van die boodskap sê die volgende, hy sê, ek sal dan vir hulle sê, ek ken julle van geen kant af nie, julle spil slegte mense verdien die hel, gee dadelik pad vir my. Wat sal dit my en jou help, wanneer ons net die regte taal praat, maar ons hart is weg van God af? Wat sal dit gebeur daardie dag, wanneer ons voor God staan, en hy sê vir ons, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Wat 'n tragiese en wat 'n tragedie sal dit nie wees, wanneer ons daardie woorde hoor. En ons kan sê, maar Here, ons het kerk toe gegaan. Ons het ons tiende gegee, ons het hierdie ding gedoen, ons het gehelp in die sopkombuis, ons het mense gehelp wat arm is, ons het alles gedoen wat ons moes doen. Dan gaan die Here nog steeds vir ons sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Want jou hart was nooit by my gewees nie. Ek wil hê ons moet besef vanmôre, toe hy hierdie woorde vir ons sê, hy het nie met heidene gepraat nie. Nie met heidene gepraat nie. Hy het nie met onkundiges gepraat nie. Hy het met mense gepraat wat godsdienstig was. Wat die regte ding gedoen het. Wat reg gelyk het. Soos van buite af reg gelyk het. Hulle was besig met die dinge van die Here, en terselfdertyd het hulle die Here van die dinge vergeet. Ek sê dit weer, hulle was besig met die dinge van die Here, en terselfdertyd het hulle die Here van die dinge vergeet. Jy kan besig wees met die Here se dinge, en in dieselfde proses nog steeds om vergeet. In dieselfde proses nog verloor. In dieselfde proses weg van hom afdwaal. Hulle het gepreek, hulle het gedien, hulle het gewerk, hulle het gegee, hulle het goeie lewens geleef. Maar Jesus sê juis vir hierdie mense, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. Nee, ek het julle nie goedgekeur nie, maar ek het julle nooit geken nie. Jy kan sondig en sondig in die kerk sit, jy kan jou Bybel goed ken, jy kan die mooiste gebede bid, en nog steeds verlore en op pad hel toe wees. Daarom gaan dit nie oor wat ek en jy doen nie.
Dit gaan oor, ken jy vir Jesus en ken hy jou? Ken jy vir Jesus en ken hy jou? Die smal pad, die smal weg, hierdie smal pad gaan jou en my kos. Die smal pad is nie gewild nie, want dit kos iets. Dit kos dat ek en jy die eie ek neerlê, ons kruis opneem en agter Jesus aanstap. Totaal doodgaan vir onsself en dat ons weer gebore word in Christus. Jesus sê in Lukas 13 vers 24, hy sê span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, sê hy, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie regkry nie. Sal dit nie regkry nie. Die woordkragte wat hier gebruik word is druk, dis inspanning, dis erns, dis regtig om moeite te doen, om seker te maak, jy is by die Here, jou saak is reg met God. Hier is nie easy Christianity nie, dis 'n oorgawe Christianity, dis om op 'n plek te kom in jou lewe, om te sê, Here, ek gee alles oor. Ek gee nie net 'n bietjie oor nie, ek gee my hele lewe vir U. Ek hou niks terug nie. Ek gee vir U my hele lewe. En daarom is bekering die draaipunt van my en jou lewe. Paulus verduidelik dit so, hy sê in Handelinge 3 vers 19, hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en die tye van verkoeking van aangesig van die Here mag kom. Bekering is nie 'n jammergevoel of 'n skuldgevoel nie, dis om jou sonde te los. Totaal en al te los. En dit beteken ook die troetelsondes. Ek weet nie of jy al gehoor het van die woord troetelsondes nie, maar dit is daai sonde wat niemand van weet nie. Wat net jy van weet. En dis soos 'n troeteldier wat ons maar baie keer uithaal en bietjie aandag gee en pamper lang en goed. So is daai sonde in ons lewens. Niemand weet daarvan nie. Maar so nou en dan haal ons dit uit in ons lewens. En ons gee dit so 'n bietjie aandag. En ons dink niemand weet daarvan nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit is juist dit wat tussen jou en God staan. Bekering is om jou sonde te los, om rigting te verander, om jouself oor te gee, om jou eie ek te kruisig, jou kruis op te neem en agter Jesus aan te stap. Matteus 10 vers 38 tot 39 sê, as jy weier om jou kruis op jou skouers te neem en my te volg, verdien jy nie om een van my mense te wees nie. As jy selfsugtig aan jou eie lewe vasklou, sal jy dit verloor. Maar as jy dit terwille van my opoffer, sal jy werklik voluit lewe. Jy kan nie die smal weg kies en jou ou lewe behou nie. Jy kan nie. Dit is onmoontlik. Jy kan nie die smal weg kies en jou ou lewe behou nie. Jy gaan nie daardeur gaan nie. Want jy is of nie, of jy is nie. Dis alles deur wedergebore. Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord hom, dis nou Nikodemus. Hy sê, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus sê nie vir my en vir jou, probeer harder nie. Sê dit nie vir ons nie. Hy sê, moenie net probeer nie, hy sê, jy moet wedergebore word. Jy moet weergebore word. Want daar sonder sal jy nie die koninkryk van God sien nie. Jy kan nie Jesus aantrek soos 'n boekleed en die res van die week sonder hom lewe nie. Dis nie hoe bekering werk nie. Wanneer ek en jy tot bekering kom, die dag wanneer ons knieë buig voor die Here en sê, Here, genoeg van my. Genoeg van my. Dis die dag wat ons totaal en al van onsself ontslae raak. En sê, Here, ek lewe vir U. Lewe vir U. Lewe nie vir myself nie. Soos ons in die woord sien in Jesegiel 36 vers 26 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n nuwe hart gee, 'n hart van vlees. God gee nuwe begeertes, gee 'n nuwe hart, nuwe natuur, nuwe uitkyk, 'n nuwe doel, 'n nuwe lewe. As daar geen verandering in jou lewe is, moet jy jouself die vraag vra, as jy ooit al gered. En dalk was jy soos ek. Op 'n stadium het ek my knie gebuig voor die Here en gesê, Here, nie meer ek nie. Nie meer ek nie. Maar U. Maar iewers along the line, iewers along the journey, het ek ontslaag geraak van die Here. En gedink ek is op die regte pad. En jare later het ek besef, het ek 'n harde realiteit besef, dat ek is ver van die Here af. Ver van die Here af. En ek moes by die Here uitkom. Ek moes by hom uitkom. Ek moes vergifnis gevra. Ek moes verlossing gevra. Dalk sit jy vermoede
En jy het ook die keuse al vroeg in jou lewe gemaak, om te sê, die Here is jou verlosser en zaligmaker. Maar iewers het jy hom verloor. Iewers het jy te veel aandag gegee aan die eie ek, en met dit hom verloor. As daar geen verandering in jou lewe is, jy moet jouself afvra, is ek regtig gered? Het ek nie dalk 'n kopbekering ondergaan, sonder om werklik deur wedergeboorte te gaan nie? Ek onthou, as jeugwerker, het ek 'n tiener gehad, Liewe Aarde, ek dink sy was die persoon, wat sy het die rekord gebreek, sy het elke week tot bekering gekom. Letterlik elke week. Ek kon dit nie verstaan nie, elke week met 'n jeugsessie het sy tot bekering gekom. Familie, dis kopbekering. Dis wanneer ons reageer op gevoelens en sê, joh, in hierdie oomblik wil ek net my lewe vir die Here gee, maar daar's nie regtig 'n deurbraak in ons lewens nie. Het jy Jesus werklik aangeneem as verlosser en zaligmaker? Het Jesus werklik jou skoon gewas, jou 'n nuwe lewe gegee? Daarom die enigste pad na God is deur die kruis en deur Jesus Christus. Die waarheid wat baie mense deesdae vermy is dat sonde gestraf moet word. Sonde moet gestraf word. Die Bybel sê dit reguit. As Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Is die dood. Jy kan nie daarvan af wegkom nie. Maar Jesaja 53 vers 5 sê, hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Genesing. Jesus het my in jou plek ingeneem. Het jou straf wat op jou was, het hy geneem, het hy gedra. Jesus het jou oortredings op hom geneem, vir jou gesterf, sodat jy en ek kan leef. Daarom sê die woord vir ons, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom tot die Vader toe behalwe deur my nie. Daar's geen ander pad nie, geen alternatief nie, geen kompromie wat jy kan tref nie. Stel jou voor, gou vir 'n oomblik, jy's in 'n huis wat besig is om te brand, maar jy weet dit nie. Jy's in 'n huis, die huis brand, jy slaap, alles voel rustig, alles voel stil, alles voel veilig. Maar die rook begin inkom, die hitte begin opbou in hierdie huis, en iemand staan buite en hy skree op jou en hy sê, word wakker, die huis brand. Die huis brand. Maar jy sê, nee, alles voel fyn. Alles voel fyn. Ek sal later opstaan, ek sal later uitbeweeg. Maar terwyl jy dit omken, word die vuur al hoe groter. Jy sien, die probleem is nie dat daar nie 'n uitweg is nie. Jesus het vir ons die uitweg gegee. Jesus het vir ons die uitweg gegee. Die probleem is dat ons nie reageer nie. Jesus is die uitweg, maar ek en jy moet opstaan. Ons moet die keuse maak, lewe of dood. Lewe of dood, dis die keuse wat ons moet maak. Want dit is 'n ewige realiteit, dis nie 'n spel nie. 2 Tessalonisense 1 vers 8 tot 9 sê, in die vlammende vuur sal hy die mense straf wat God nie ken nie. Dit is hulle wat hulle nie gesteer het aan die goeie nuus van ons Here Jesus nie. Hulle sal met ewige vernietiging gestraf word, weg van die Here se teenwoordigheid en sy heerlike mag af. Die oordeel is werklik. Die hel is werklik. As ek vermoed vir julle dit kan sê. Dis nie 'n maklike preek, dis nie 'n maklike boodskap nie. Die hel is 'n werklikheid, maar so ook die hemel en die ewige lewe wat Jesus vir my en vir jou gee. Dis waarvoor hy gesterf het, om vir my en vir jou 'n lewe te gee, 'n lewe van oorvloed sê. Openbaring 21 vers 4 sê, hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hierdie is nie simbolies nie, hierdie is jou toekoms. Hierdie is jou toekoms. Ons werk so hard om 'n betekenisvolle lewe hier op aarde te bou, nie waar nie? Ons werk baie hard om 'n betekenisvolle lewe hier te hou. Ons wil graag hê ons kinders moet goed doen. Ons wil graag hê ons kinders moet goed doen op akademiese veld, sportgebied. Hulle moet 'n goeie toekoms hê. Maar familie, wat van die ewige lewe? Ek het dit nou die dag vir ons gemeente gesê oortal. Ons werk so hard in ons kinders se toekoms hier op aarde, maar ons werk nie aan ons kinders se toekoms vir die ewige lewe nie. Dis 'n hartseer realiteit. Dis 'n hartseer realiteit. Ons werk so hard op hierdie aarde om ons eie koninkrykie te bou. Maar wat van na hierdie aarde? Wat van daardie dag
wanneer ek en jy ons laaste asem gaan uitblaas, en voor God gaan staan, en mag dit, regtig, dit is my gebed, mag jy nie daardie woorde hoor gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. John Newton, 'n bekende ou, hy was verlore gewees, hy was nie net bietjie afgedwaal nie, hy was totaal en al verlore gewees. Vasgevang in sonde, in duisternis en sonder hoop. Maar hy het nie daar gebly nie. God se genade het hom gesoek op 'n plek waar niemand anders hom sou soek nie. In die middel van 'n storm, letterlik en figuurlik en geestelik, het iets in hom gebreek en hy het gereageer. Hy het gereageer. Nie omdat hy sterk was nie, maar omdat God genadig was. En in daardie oomblik het alles verander. Van 'n slawehandelaar na 'n man wat genade sou verkondig. Hy wat eens verlore was, het later geskryf, Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Sal verlos word. Die boodskapvertaling sê, elkeen wat uitroep, Here help my, sal gered word. Maak nie saak wie hy is nie. Jy kan vandag reageer. Jy kan vandag reageer. Hierdie gevoel van môre, hierdie oortuiging van môre, dis die Heilige Gees wat aan jou hart se deur kom klop en kom vra, gaan jy vir my oopmaak? Gaan jy vir my oopmaak? Kan ek by jou ingaan? Kan ek jou Vader wees? Kan ek jou God wees? Kan ek jou verlosser en saligmaker wees? Kan ek vir jou nuwe lewe gee? Dis die Gees wat vir my en vir jou vandag sê, maak reg. Johannes 16 vers 8 tot 11, die boodskapvertaling sê, en wanneer hy kom, sal hy sorg dat die wêreld 3 dinge waterpas in die oë moet kyk. Dit het te doen met hulle sonde en God se oordeel oor hulle. In die eerste plek sal hulle nie daarvan kan loskom dat hulle sonde gedoen het nie. Hulle wou mos nie in my glo nie. In die tweede plek sal hulle besef dat die reg aan my kant is. Ek gaan na my Vader toe, julle sal my nie meer met die blote oog kan sien nie. In die derde plek sal niemand die finale oordeel van God kan keer nie. Die duiwel wat hier op aarde probeer baas speel, het hom al klaar in God se straf vasgeloop. Dit is God wat roep vanmôre. Dit is God wat klop in jou hart se deur vanmôre. Ons moet wel een ding besef, daar is geen middelpad nie. Geen middelpad nie. Matteus 12 vers 30. Wie hulle nie by my skaar nie, is teen my. En wie nie saam met my bymekaar maak nie, is verstrooi. Jy is of vir hom, of is teen hom. Jy is vir hom, of teen hom. Daar is nie 'n middelweg nie. Laat ek begin afsluit. Ek gaan jou nie vanmôre vra om te dink nie. Ek gaan nie vanmôre vir jou vra om te dink nie. Ek gaan vir jou vra om te kies. Ek gaan jou vra om te reageer. Om te reageer. As jy nie seker is nie, nooi God jou uit. Kom. As jy nie weet jy is reg nie, nooi hy jou uit. Kom. Moenie wag nie. Moenie by jouself uitredeneer en sê, ag, ek sal volgende Sondag, ek sal môre, ek sal 'n ander dag of ek sal vanmiddag nie. Nee. Die geleentheid is nou hier. Hy klop vandag in jou hart se deur. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van redding. Vriende, breed is die pad, smal is die weg. Maar vandag het jy 'n keuse. Jy het 'n keuse. Jy het 'n geleentheid om reg te maak. Jy het 'n geleentheid om vanoggend te reageer. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Kies die lewe. Kies oorgawe. Kies heiligheid. Kies nou. Dis wat God van my en jou verwag. So terwyl jy daar so sit, wil ek vra dat jy jou oë sal toemaak. Vergeet van almal wat rondom jou is. Vergeet van die persoon wat langs jou sit. Vergeet van wat by huis aangaan,
of wat hierdie week vir jou wag. Vergeet van alles. Ek wil vanmôre vir jou vra, dat jy die absolute sekerheid dat jou saak reg is met God. Weet jy, dat jy seker is, dat as jy vandag se doodgaan, as jy vandag jou laaste asem sal uitblaas op hierdie aarde, dat jy die ewige lewe sal werk. Dat jou saak reg is met God. Dat hy jou saligmaker en jou verlosser is. Dat hy jou vergewe het. Dat hy jou skoon gewas het. Dat hy jou 'n nuwe lewe gegee het. Dat jy die absolute sekerheid vanmôre. Dat jy kan vanmôre dit hê. So vergeet van die mense wat langs jou sit. As jy vanmôre op 'n plek is, waar jy weet jy is nie reg nie. Jy het afgeloop. Iewers het jy dalk die besluit geneem om Here te volg, maar iewers along the line het jy hom verloor. As jy vandag so voel, en as jy vandag met eerlikheid en met berou terug gaan na die Here toe, wil ek vir jou vra om jou hand op te steek. Niemand kyk rond nie. Baie dankie. Baie dankie. Ek kan dit maar sê. Here Jesus, U sien elke hart wat na U sit. U sien elke hand wat opgegaan het. U sien elke persoon wat gereageer het op die klop op die hart. Ja, maar die goeie nuus vanmôre is dat U het gesterf vir ons sodat ons wel kan lewe. U het gesterf sodat ons nie vasgevang te hoef te wees in ons sonde, in ons ongeregtigheid en ons gebrokenheid nie. Want U het gekom om ons lewe te gee en dit in oorvloed. Here, my gebed is dat U daai persone wat sy hande opgegaan is vanmôre, nou in hierdie oomblik, waar hulle uitroep na U toe, sal U hulle vergewe, sal U hulle skoon was, sal U hulle regmaak met U, Here. Mag hulle uit hierdie gebou uitstap met die wete dat hulle verhouding is reg met U. En Here, mag die vyand geen houvas op hulle hê nie. Mag die vyand geensins vir hulle leuen vertel om te sê, ag nee wat, jy is nie gered vanmôre nie. Die Here het jou nie kom skoon was nie. Jy sal nog vasgevang wees in jou ou sondes. Dis nonsens daai. Nonsens. Het ons kom vrymaak. Het ons kom vergewe. So mag elkeen van daai persone wat hulle hande opgesteek het, mag hulle werklik verlossing ervaar. Mag hulle werklik ervaar in hierdie oomblik dat U hulle vergewe het, dat U hulle skoon gewas het en dat hulle 'n kind is. Dat hulle 'n kind is. En dat hulle saak reg is met U. Here, ek bid vir die mense wat vanmôre hierso sit, wat soos daai tollenaar nie eens hulle hand kan opsteek nie, nie eens kan opkyk nie. Wat by hulle self sit, en ek weet vanmôre hier is, dalk is die een persoon, dalk is die baie persone. En dalk sit iemand hierso wat sê, ek weet nie eens hoe my hand op te steek nie, ek is so skaam oor my lewe. Here sal U in daardie oomblik, in hierdie oomblik, hulle aanraak ook. Sal U vir hulle ook sê, in die hand op hulle skouers en sê, dis okay, ek is hier, ek kom verlos jou, ek kom vergewe jou, ek kom was jou skoon, jy is myne, jy is duur gekoop. As jy wil weet hoe lief ek vir jou is, gaan kyk na die kruis, gaan kyk na die kruis, dat ek jy weet dat hulle losse pad gestap het vir jou, sodat jy 'n lewe kan hê. Here, dankie dat in hierdie oomblik dat U soveel lewens aangeraak het, in hierdie oomblik dat U lewens kom herstel het en kom nuut gemaak het. Ek sê vir U baie dankie. Mag U al die eer ontvang, mag U al die lof ontvang en mag U net die koning van ons harte wees. Dis my gebed vanmôre. Dis ons begeerte vanmôre. Wees met ons waar ons nou huis toe gaan en waar ons in die week terug na ons werke toe gaan. Help ons om dat elke woord wat by ons mond uitkom, dat dit U eer bring en U lof bring. Ek sê vir U so dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir Alsema gemeente. Dankie vir die impak wat hulle maak in hierdie dorp. Dankie vir die standvastigheid is. As ek dink aan Alsema gemeente, dink ek aan 'n ligtoring. 'n Ligtoring wat regtig lig skyn vir 'n donker wêreld. Mag U die lig nog helderder laat skyn. Mag hulle staan op U woord. Mag hulle U waarheid verkondig waar ook hulle gaan. Mag U hierdie gemeente kragtig gebruik. Mag U vir Dominee Daniel en vir Samantha so gebruik dat U al die eer sal ontvang.
Here, dat U woord sal verkondig word, dat U waarheid sal verkondig word, en dat U naam net stewig daar buite sal staan. Sê vir U, dankie vir hierdie gemeente, seën hulle ryklik, waar hulle ook nou hierdie groot ding gaan doen met die jeugfees en die kinderfees, vra ek dat U hulle regtig sal seën, dat U vir hulle sal voorsien wat hulle nodig het, en dat U nou al vooruit sal gaan, en dat dit 'n suksesvolle week sal wees, waar kinders terugdraai na U toe. Ek kom verklaar dit in die naam van die Here Jesus Christus, en ek kom sê dankie vir vanmôre. Mag U nou verheerlik word deur alles wat ons verder doen in hierdie dag. In Jesus se naam bid ons dit, en almal sê saam, amen. Baie, baie dankie Here.